Hierdie is 'n situasie wanneer jy die groepsprojek die aand voor die tyd begin. En jy verstaan, okay, ek moet môreoggend 'n 50 bladsy verslag hê. En ek het nou reeds 'n tyd by 'n slot in die klas wanneer ek praat. So nou moet ons gaan. En nou is hulle by, nou kom iemand daag die oggend op luister. Kom ons kyk, jy hoef nie te praat vanmiddag hier te gaan nie. Ek was reg. Maar ons doen dit. Verslagwysheid. Verslagwysheid was reg. Ek kon nie definitief doen, maar ek is gemaklik. Wat? Goeiedag en welkom by hierdie episode van Net nog enetjie. As jy by die huis is, gaan skink vir jou ietsie, pause wil jy skink, net nou mis jy iets. En dan aanpause weer. As jy in die kar is, dink aan drink, maar moet jouself nie. Dit is onwettig. Vandag praat ons bietjie oor Girls Eye se sage wat hy so op die agterblaai geëindig. Maar daar's ons geskik uiteindelik. En dan maak ons 'n draai by die haatlikste daad in Suid-Afrika wat is Bokkieweek klaarblyklik. Net so vinnig beskryf is hoe aaklag al daai mense en skoolkinders wat hulle self geniet het is. Net voor ons wegspring, baie dankie aan ons borgers is gewoonlik kultuurkafee.com. Ons is vandag 'n ou staatmaker. Los my volk en bier. Los my volk en bier. As jy in my Bokkieweek en my sport, ja. en my Girls Eye. As jy saam luister en jy kyk nie, dit sê los my bier en volk. Nee. Dan het ons iemand niets hier vandag. Ons het Wel, oud niets. Nog 'n staatmaker. Staatmaker, inderdaad. Nico is bietjie op verlof. So Tanya Heinz. Lekker julle. Wat is jy, 'n politieke joernalis? Ja. Okay, alright. So sy weet alles van politiek af en vandag van Bokkieweek af. Nou ja, baie welkom Tanya. Ek is Christel. Ek is Connie en hier is net nog enetjie. Sis. Ons begin by Girls Eye, waar die oud hoof Philippa Erasmus het 'n skikking aangegaan met die departement. Dit kom na, ek wil nou sê maande, maar dit is eintlik al jare, die rasherrie was daar, rasisme gedees, die ondersoek wat gedoen is, die verslag wat saamgestel is, die verslag wat nog steeds nie beskikbaar is nie, maar daar was nou 'n skikking gewees met Philippa Erasmus en die departement. So was die departement, ek voel amper sy het geen ander keuse gehad as om maar te skik teen hierdie stadium nie. Baie mense sê ook hulle rig teen die muur. Ek bedoel, hoe kon hulle nou hierdie ding verder gevat het? Ek dink hulle sou 'n manier gevind het. Ja, nee, kyk, hulle het tot dusver Ek dink jy gee hulle te veel krediet aan. Jy verwag hulle het maniere gevind om dit. Dat is net vir recap, is dit was daai storie by Girls Eye waar die dogters op die WhatsApp groep glo slegte goed gesê het. Toe dit uitkom wat dit is, toe het selfs Thabo Mbeki gesê hy is nie seker wat presies die probleem is met hulle WhatsApps nie. Dis kinders wat met mekaar praat. Maar die departement het besluit wat weet Thabo nou van rasisme. Hy was net in die struggle gewees. So hoe kan hy nou dit doen? Toe hulle die skoolhoof geskort, die adjunkhoof geskort. Die dogters is intussen onskuldig bevind en departement het toe gegaan. Hele dissiplinêre verhoor, toe die departement dit op hersiening geneem en verloor en toe het hulle die mitiese verslag laat maak deur 'n prokureur erns wat omtrent seker omtrent R2 miljoen vir daai verslag gevra het en dis hoekom die dinge soos die Mona Lisa, jy kan nie die regte verslag sien, hy is te kosbaar want tot vandag toe is hierdie verslag nog nie beskikbaar gestel nie met dit is maar die klassieke, hier is die verslag vertrou ons en daai en nou het die regsproses uiteindelik aangegaan en die departement het toe soos die lafaards wat hulle is op die trappies van die hof gegaan. Okay, luister, ons weet dit gaan sleg gaan na binne, waarvan ons settle hier en hoop dit gaan weg. En dit is wat nou gebeur het, is hulle het eintlik skuld erken op alles, hulle het toegegee op alles. Dis wat hulle gesê het, nee. Dis wat hulle gesê, dis geen skulderkenning van wie. Ja, hulle het al gesê uitdruklik, 'n skikking is nie 'n skulderkenning van enige partye nie. En ek dink hulle wil dit nou 'n stille dood laat sterf. Vir my die beste was dat hulle ook gesê het sy's intussen weg by Girls Eye. Dat dis weens persoonlike redes. Dit was nie wat gebeur het. Ja, Tanya, dit was nog persoonlik. Sy stag meer bietjie by die skool, tyd vir iets met. Ja, nee. En alles start met jou. Ja, sy was nog net 'n Melissie. Ek moet julle sê, vir my is die kruks van hierdie saak is 'n departement wat 100% verskroeide aarde ingegaan het. Hulle het baie persoonlik, sy het dalk vir persoonlike redes aanbeweeg. Dit mag so wees, maar hierdie hele saak was baie persoonlik geweest. Sy is van aaklige goed beskuldig. Jy moet onthou, in Suid-Afrika, as jy van rasisme beskuldig word, het jy eintlik geen verweer nie. Mense se eerste is dis moontlik. So selfs al word jy onskuldig bevind, selfs al gebeur wat, daai ding hang aan jou soos 'n jas. Jy kan dit nie net afgooi nie. So hulle het gegaan
verskroeide aarde en toe ewe skielik is hulle soos kom ons beweeg almal aan. Sy het nou aanbeweeg, sy gaan nou by privaat skool werk en ons skik buite die hof en almal onderteken ooreenkomste. Die mitiese verslag is nog steeds nêrens nie. Niemand gaan hom ook sien nie. Daar was 'n hofaansoek gewees oor daai verslag. Ja. Ons het hom nog steeds nie gesien nie. Dit wil vir my die departement se uitskel en sy beskuldigings en sy verwoesting is nie naaste by so indrukwekkend soos sy verskoning of sy regmaak nie. Ja, maar dit sal nooit wees nie. Kyk, dit was 'n vreemde kombinasie, so hulle Sofie niggie of iets is dit wat die aanvanklike goed gelek het die WhatsApp en toe nou besluit het hulle wil net rasse insident skep basies. En die departement het ingekom met wat net as 'n heksejag beskryf kan word en dit ver gevoer. Hulle het uiteindelik uit die verslag het hulle niks kon kry nie, is binne die proses nie. As ek reg onthou het hulle toe gesê maar sy het onregmatig 'n tender toegeken vir die tuinwerk want 'n man het dit verniet kom doen en naweer. En die bakkie wat op. En hy het die skoolbakkie gebruik om dit te doen. Hoe durf hy? Groot is in die tuin kom werk. Presies, dit was iets in die lyn van hoe durf hy dit doen? Maar dit is 'n patroon wat ons ongelukkig herhaaldelik sien is jy het 'n regering wat eindelose sakke het, so hulle kan litigeer en al die goed doen. En hulle het hierdie arme vrou regtig deur hel gesit en nou het jy die vermetelheid om te maak want die werklikheid is ja, skikking is nie skulderkenning nie, maar dit is as jy soos hierdie begin het, as jy begin het met luister ons het 'n verslag, het wys dodelik hierdie is 'n super rasis. Waarom skik jy met hierdie mens? Jy sal mos nou maklik in die hof wen. Hoekom sal jy as die departement is veral gegee by die houding en die aanslag wat hulle geneem het, is daar niks wat daarop dui dat hulle moet kom skik. En ek dink maar 'n verslag wat hulle nie wil wys nie. Die verslag het gegaan oor is daar 'n kultuur. Hulle kon nou niks sê die kinders was vrygespreek. Toe wil hulle 'n ondersoek na is daar 'n kultuur van rasisme in die skool. En ons weet nou nie. Niemand weet nie wat hulle wys nie vir ons. O ja, kyk maar die verslag is dit is waar die verslag gaan. Dink jy as hulle nie geskik het nie en dit het hof toe gegaan, sê daai verslag moes iemand om op die tafel kom sit het. Ek dink dis dalk die groot rede vir die skikking. Wat is 'n verslag wat hulle nie wil wys nie? Ek dink daar is een nie. Ek dink jy kan dit dan uitmekaar trek. Daar's 'n rekening vir die verslag gewees, is daar nie? Daar's 'n rekening, maar hierdie is 'n situasie wanneer jy die groepsprojek aand voor die tyd begin. En jy verstaan okay, ek moet môreoggend 'n 50 bladsy verslag hê. En ek weet nou reeds 'n tyd by 'n slot in die klas wanneer ek praat. So nou moet ons gaan. En nou is hulle nou kom iemand daag die oggend op luister. Kom ons kyk, jy hoef nie te praat vanmiddag hier te gaan nie. Ek was reg. Maar ons doen dit. So verslagwysheid. Verslagwysheid was reg. Ek kon nie dit definitief doen, maar ek is gemaklik. Wat behels die skikking? Sy kry geldjies as ek reg verstaan, 'n klein bietjie. Hulle het nie baie besonderhede Sy word daar regskoste word betaal ook. Nou regskoste is wesentlik. Dis hoekom dis interessant. Is 'n skikking met 'n skuldereenkoms soos die departement betaal al haar regskoste. Op 'n skaal en gee vir haar geld om basies te sê, okay, maar dan sê luister, ons het absoluut niks fout gedoen nie, maar ons wil graag betaal graag. Jou betaal net oor die algemeen. Heeltemal onverwant. Jou nuwe venture. As hy dekkie vir daai skoolbakkie. Ek jammer julle, dit is nie goed genoeg nie. Nee, daar was gevolge vir haar gewees op 'n diep persoonlike vlak. Daar's waarskynlik steeds gevolge vir die skool, daar's gevolge vir die meisies wat betrek is by hierdie goed, ongeag of hulle nou kwyt geskeld is of nie. Dit het gevolge. Daar's waarskynlik blywende skade, dieselfde met Philippa Erasmus. Dit het nie net nie gebeur nie. So almal aan hierdie kant dra die gevolge in die departement is net soos totale geldjie en nou soos klaar is afgehandel. Kan ons net almal aanbeweeg met ons. Hoe lank het hierdie hele ding gegaan? Want dis jare wat sy ons lees op die voorblad. Dis jare wat jy word as 'n rasis uitgekry. Hulle het onthou nou die departement het opgedaag by die skool en haar basies aan die oor gesleep op die verhoog en gesê jy moet nou vir die hele skool jammer sê. Ek onthou dit en die kinders van die klimaat het haar uitgejou. Skool of skree wat nou moet vir jammer sê omdat sy dit volgens hulle dissiplinêre prosedures reg hanteer het aan die einde daarvan. So wat ons sien is en daar's so 'n sekere karakter wat elke keer in hierdie goed feature en hy feature ons volgende onderwerp ook. Daar is net 'n wit gevaar deel wat die hele tyd hier uitkom met van oorval af waar die skool klaarblyklik super rassiste is omdat hulle sê nee, jy kan nie 4 busse vol Engelse kinders aflaai by 'n skool wat Afrikaans is en verwag ons moet dit doen sonder konsultasie of iets nie. Dieselfde hier is daar was nie 'n enkele ding gewees wat daarop dui dat hulle iets fout gedoen het nie, daar's herhaaldelik bevind, maar dis elke keer meneer Lesofie en Gauteng se ANC spesifiek wat hier kom inmeng en dit moet jy verstaan as mense wat die staatsmasjinerie 100% teen jou gaan probeer gebruik en dan wanneer hulle uitgevang word, wat hier gebeur het,
jou belastinggeld gaan gebruik om vir jou skikking te betaal en dan te maak asof luister, ons is almal nou weer vriende nie, nie worry nie, ons gaan aan. En dan presies dit sê, is weet jy wat, sy was net bietjie lus vir vordering in haar loopbaan, dis hoekom sy nou geskuif het. Ek dink die departement het baie lig afgekom hierso en ek verstaan 100%, mens wil nie die kans vat van 'n litigasie nie, maar dit sou tog lekker wees om regter Bill Prinsloo tipe uitspraak te kry in oorval wat in die departement invaar en gaan kyk hoe kriminele deel omtrent hier opgetree. Dis hoekom ek sê, hulle het amper vir hulle self, ons het nou nie meer 'n keuse om te skikkie, want die ding kan nie verder gaan nie, want dit ons interne prosesse klop nie, verstaan, ons goed is verkeerd, dis presies dit. Maar dit wys ook vir jou, ek dink, Philip Erasmus was net moeg, gegaan, as ek die proses nou kan eindig, dan doen ek, dan skik. Mens kan nie kwalijk ek is nie dis om verder ek moet jou sê die departement vergeen nie. Maar ek dink hulle reken op dit, en dit is die punt, ek dink dis die mikpunt, ons kry al die publisiteit uit wat ons wil hê, en ons skets jou in 'n sekere lig, en dan gooi ons dit in 'n proses en ons maak dit 1,5 jaar en ons weet, individu kan nie 2-3 jaar teen die staat noodwendig litigeer of beklei nie, en uiteindelik wil jy net aangaan, en dan kan ons baie lig afkom, sonder enige gevolge. Ek dink dis waarom dit belangrik is, dat jy, eintlik is dit 'n baie groter storie as wat gemaak is, deur meeste van jou tradisionele media, dit is enorm gegee die dekking wat daar was, versus die uitkoms, maar hy is so stilletjies op bladsy 3-4, wat net gaan, sorry nee, en checkie gesteken en aangaan. Almal gaan aan met hulle lewens, dis 'n roekelose manier om met mense om te gaan. Ek wil aanbeweeg na Bokkieweek, wat die afgelope ruk ook in die Spervuur was. Dis 'n sportbyeenkoms. Dis 'n kultuurbyeenkoms waar daar sport gespeel word. Nee, dis wat hulle sê op hulle website. Heeltemal reg. En daar is kritiek gewees dat dit uitsluitend is. Dit is vir Afrikaner kinders, dit is die sportbyeenkoms. So daar's allerlei beweringe gemaak. Jy het onder andere verwys na die kindertjies wat op die koue gras sit. Ja, dit kom aanvanklik na 'n berig en net die nuance in daai berig. Die goed wat hulle sê, jy weet, iewers dan sit die kinders op die koue gras nadat hulle die apartheid era anthem gesing het. So vir die kindertjies soos geïndoktrineer word, en dis net hoe dit geskryf is, en ja, wat is Bokkieweek? Bokkieweek is nou 35 jaar oud, maar dis basies Afrikaner kultuurfees waar hulle sê, maar ons doen sport as deel van ons kultuur, so dis hokkie, netbal en rugby, wat hulle dan in die ou unies, wat is die Noord-Transvaal, Stellenland en daai, jy speel proewe, dan maak jy 'n span namens een van daai unies, en dan kom jy saam, en dan het jy 'n week waarin jy as Afrikaners, daar's 'n hele program rondom dit met konserte en pannekoek en al die normale kerkbazaar kultuurfees goede. Jy sit met jou kampstoel langs die baan dis in die vakansie ook doelbewus, en dan neem jy deel aan sport waar daar nie rasvereistes op is nie, wat anders is as meeste skole sport deesdae, wat mens vergeet. En dan aan die einde van dit aanvaar ek, kyk jy die Springbokwedstryd saam, en dan ry jy gaan jy huis toe. Dan gaan jy huis toe, want dit is 'n week in die vakansie. So wat is die probleem? Hierdie mense is wit. Dis letterlik die probleem dis wit gevaar, daar's nie iets anders nie. Dit is kinders, maar dit kom neer op, dis wit mense wat die vermetelheid gehad het, wel die Afrikaners, wie meeste van hulle is wit, wie die vermetelheid gehad het om gelukkig te wees vir 'n week ergens in die winter. Nee, die aanklagte is eintlik, hulle sê dis eksklusief, is 'n teruggryp na apartheid ensovoorts, maar nou jy moet net gaan dink deur daai aanklag beteken dat enige Afrikaner kultuurding gaan dan outomaties geverf kan word as, julle wil apartheid terug hê. Word dit alreeds gedoen nie? Dis die punt, Bokkieweek is dit nou nog een van daai goed wat sê, weet jy wat, omdat julle as Afrikaners op kultuur organiseer wat jy mag doen, en dit word aangemoedig, gryp julle terug na apartheid. So wat hulle eintlik vir jou sê is, jy word die regte ontneem wat ander kulture doen, jy mag dit nie doen nie, want onthou jy's, en dit is so kras soos wat dit is, want onthou jy's wit, dit is pretty much dit, julle mag nie net 'n klomp wit mense saam wees nie. Ekskuus, ek wil net gaan onderbreek. As mens byvoorbeeld kyk na die rietdans. Ja. Dis 'n baie tradisionele ding. Inisiasies, maar ek sien ook nie dat wit vroue daar dans nie. Waarom? Want hulle is nie Zulus nie. So dit is 'n Zulu. Maar dit kan nie aanvaarbaar wees nie. Ja, maar jy sien hulle is nie wit nie. So in Lesofie se kop is dit maklik. Hoe lank gaan ons nog hierdie gesprek hê? Nee, Panjaza Lesofie is 'n wit gevaar man. Hy kan op geen manier klomp wit mense. Kyk, ons is eers wit, die Bokkieweek self sê ons doen nie ras nie.
dis kultuur. Ons sê dis Afrikaner kultuurbyeenkoms waar ons sien en dit is waar. Sport is ongetwyfeld deel van Afrikaner kultuur. Van ons grootste helde is as jy nou dink Naas Botha, Frippe de Pre is rugby spelers gewees nog steeds. Ons doen sport as deel van dit, ons is ernstig oor sport. So ons sê, ons doen 'n kultuurfees vir 'n week en ons speel sport. Nou dis soortgelyk aan jou moslems wat tydens Ramadan in die aande sokker speel as dit 'n toernooi reël, 'n five-a-side toernooi. Jou Joodse Maccabi spele wat gehou word wat dan Jode oop is. Dis 'n kultuurfees met 'n sport element by. Maar hulle probleem is die foto lyk verkeerd en hulle Sofie reageer geweldig beangs op enige ding waar daar 'n bietjie te min melanien in die foto is. Ek sien hy het dit op sosiale media vir die minister van sport aangestuur en gevra dat al die kinders op 'n swartlys geplaas word, dat hulle nie gekies kan word. Dat hulle nie gekies kan word vir ons nasionale spanne nie. Julle, dit is kinders. In Suid-Afrika is daar 'n kwota-stelsel. Onbeskaamd. Wat beteken daar moet 'n bepaalde hoeveelheid van hierdie demografie en hierdie demografie en hierdie demografie wees. So as hy vol is en wit mense is in die minderheid, so die kwota vir wit mense is kleiner, kan jy nie aan daai sport deelneem nie. Maar jy wil graag, so nou gaan kry jy 'n ander plek om daaraan deel te neem, maar dis ook nie okay nie. Dit is so, ek dink as dit twee goed wat saamgaan is, die een is Bokkieweek het intussen omvorm in basies 'n plek waar ons dit kan sport sonder die kwotas doen as Afrikaners, want die werklikheid is ek dink Lesofie is meer ontsteld in sy wêreld omdat volgens hom ander mense op ras en skolesport gediskrimineer het en dis sy werk. Hy gaan dit. Hoe durf hulle dit doen? Want jy is my ding. Jy nie onthou nie. Kry ding. Presies dit. Dus ons is letterlik 'n land waar spanne uit die finaal uitgeskort is omdat hulle verkeerde kleur binnesenter gebruik. Punte afgetrek. As punte afgetrek, jy het ouens wat langs die velde sit met skolesport en net velle tel. Dis al wat hulle doen. Hulle kyk het, alright, nee, jy het nog genoeg swart ouens op. Dis die situasie wat hy as normaal beskou. Dit is geweldig abnormaal. Dat jy skeieregter dit is wat nie vir voetfoute kyk nie, maar kyk wat 'n kleur is daai voet. Is hy nou, alright, ja, dis reg. So hierdie is nou wat sê, weet jy wat ons doen? Ons maak nie, ons is nie geaffilieer met enige van die sportliggame nie. Jy gaan nie hier in 'n Springbok span gaan. Dit gaan nêrens heen anders as ons skep spanne en ons kom hou sport saam en ons doen dit sonder dat ons kwotas of iets en dit het so. Aan die een kant is dit ons het hierdie mal abnormale stelsel. Die ander kant kom dis eintlik maar 'n groot kultuurfees, 'n kerkbazaar tipe vibe wat daar is. Dit is Afrikaners wat net saam is vir 'n week wat as die normaalste ding vir alle ander kulture is, maar klaarblyklik mag ons dit nie doen nie. En dis waar soveel dink ek bietjie die moeilikheid is. Hulle gaan nie wegkom met sê met die kinders op 'n swartlys sit omdat hulle wat gedoen het. Maar wat was hulle oortreding? Hulle het sport gespeel wat nie geïntegreerd is klaarblyklik nie. Maar ek kan nie sien. Dis maar politiek wat hy maak. Jy moet onthou, ons is almal bereid om die sondes van die vaders te dra en dit is almal so 'n verskoning en almal met een of ander rekening betaal tot dit by jou kinders kom. Dan kyk mense 'n bietjie anders daarna. As my kind hierdie brandende behoefte in hom het om op een of ander vlak mee ding in sport te doen en hy kan nie in 'n sportspan inkom in 'n sterk mededingende sportspan inkom nie omdat sy velkleur verkeerd, dan is ek as 'n ma soos waarheen gaan ek? Maar dis die ding is, dan kry ek 'n plek waar hy kan deelneem. Maar presies, waar hy kan uitleef. Dis die wat ek vermoed meer is vir ouers is dit redelik eenvoudig, weet jy wat? En ek sien 'n week waar my kind hou van rugby. Ja. Of van en hy wil hard gaan jol, so dat hy gaan speel en so 'n toernooi waar hy kan dit doen en hy net sy hart kan uitspeel die week en ek gee nie om oor enige van die politiek nie, want die ironie van daai situasie is ek sal jou 'n brief gee dat al daai mense Saterdag aand saam vir die Springbokke geskree het en gehoop het hulle wen. En verskeie van daai seentjies het gemaak of hulle Damian Willemse is deur die loop van die toernooi. So dis nou maar net die klassieke as jy rasisme enige plek sien, maar dit is Lesofie se standaarde. Die oomblik waar daar net 'n klomp wit mense is, dan aktiveer sy wit gevaar sensor en dan gaan hy gats. Kan iemand dit net so batterye uittol? Dis nou oud jong. Ek hoor. Vir my dit word al 35 jaar gehou. Ja. En dan gaan nou die parlement 'n staande komitee het nou gevra vir 'n ondersoek. Hulle het gesê, is hulle baie sleg dat hulle in die nuus moes uitvind van Bokkieweek. Dis al 35 jaar aan die gang. Almal weet wat's Bokkieweek. As jy vir 34 jaar het dit iemand geplan nie, nou. So, hoekom is dit nou 'n issue wil ek sê? Is dit nou omdat iemand besluit het om 'n berig te skryf en hoe hulle dit geskryf het en waar hulle gewys het? Die kinders sit koud op die gras
Ek weet ek of ons Ja, dit is of het ons hierdie sien kom, is ons nie verbaas dat dit iewerste dat hulle dis al verbaas dat dit nou eers 'n probleem is. Ja, dis eintlik wat ek probeer sê. Hoekom nou? Dit is al 35 jaar die event is nog altyd dieselfde. Jy weet en nou sit 'n probleem. Kom moes dit verwag het. Dis ook nie eerste keer dat in die nuus is nie. Nou eintlik elke jaar 'n storie wat neig na hierdie soos hierdie een ook was van News24 wat 'n baie vreemde hoek vat wat om een van die vreemde rede 2 paragrawe spandeer aan die lied van Jong Suid-Afrika. Weet hulle homself vertaal? Ja, ek sal die hele oggend wegkom. Ja, maar dit is in die groter politieke konteks kom dit neer op die ANC is desperaat vir sondebokke en hulle het gegaan na weet jy wat ons moet op 'n manier rasisme laat leef weer. En na Trump se hele ding wat Afrikaners front and center gemaak het, is enige Afrikaner ding super sensitief en dan het jy saam met dit News24 as publikasie wat mens op die naam kan noem wat 'n hulle bonnet het oor enige Afrikaner organisasie /week/ding. Het hulle 4 verslaggewers gestuur 'n bokkie week toe en niemand regtig na Philippa se hofsaak toe nie. Dis ook die week van met Langa kommissie nog 'n paar onthullings maak ensovoorts. So jy het sien dit as dis 'n Bell-Pottinger tipe poging teen Afrikaner kultuur en Afrikaner instellings wat in die groter konteks van die hele Trump Suid-Afrika verhouding het sekere media huise lyk dit my dit op hulle self geneem om te sê maar ons moet hierdie kultuur basies wegskryf. Dit is die plan. Ons moet vir die mense sê hulle mag niks doen wat nie net Suid-Afrikaans is nie, asof jy net een ding is. Ons is almal meer as een ding gelyk. Jy kan Suid-Afrikaanse burger wees en Afrikaner en 'n pa en soms 'n medium golfer. Jakkalsprys se eie stad. So as vir ons wat sê ek identifiseer as 'n Afrikaner, ek wil my kinders graag laat sport speel, ek wil my kinders baie ander goed laat doen, ek wil myself 'n ruimte gee om te wees wie ek is, wat dan? My vermoede, ek dink die ding gaan vandag doodgaan. Ek dink ook so. Net weens die feit dit lyk soos dit is daar's 'n poging om dit op te hemel. Maar die werklikheid is daar is niks verkeerd gedoen nie. As geen misdaad begaan nie. Jy mag eksklusiewe kultuur eie goeders doen. Inteendeel, dit is een van die diskriminasies wat beskerm word in die grondwet wat sê jy moet met anderste hoe gaan jy ooit jou kultuur handhaaf nie. Dit strook 100% met minderhede wêreldwyd wat sê weet jy wat ons hou Joodse spele hierso want dit is vir ons 'n kultuurervaring. Ek my vermoede van mense is moenie so baie bekommer oor wat al hierdie ouens sê nie. Gaan vra jouself af, is hierdie wat ek doen reg? En belangrik, ek dink is 'n belangrike deel om aan Afrikaner kinders oor te dra ook dat die skoolsportsituasie wat jy tans beleef is abnormaal. Dis nie normaal dat jy so nie en hierdie is min of meer 'n blik op hoe normale sport kan lyk en om dit om te skakel en hopelik kan ons weer daar kom. Waar ons nie meer regtig 'n span uit die finale uitskok omdat hulle te veel swart spelers op die veld gehad het. Wat is wat al gebeur het in ons professionele ligas. So ek vir mense is dit luister na die kritisie en hoor van veral die Sofie. Hy gaan baie hap, maar kyk, ek kan nie dit dan aan die volgende jaar gaan op weer 'n bokkie wees. Ja. Ek dink ook dit gaan 'n stille dood sterf. Ek bedoel die artikel het nou verskyn en ons praat nou daaroor, maar ek gaan ons oor 'n week nog iewat praat. Nee, ons gaan aan beweeg met ons lewe, ons gaan die rasisme batterye uithaal. Dit is en dis Sofie gaan iets anders kry om oor te tweet. Ja, so ek onthou nou dis verkiesingstyd. Al kom nog van die, maar Muknoord en Bokkie voort. Nee, kon nie skopale tofies. Maar